Ek wil vanmôre vir jou groet in die wonderlike naam van ons opgestane Here Jesus Christus, die een wat die mag van sonde en die dood gebreek het, deur gekruisig te word, te sterwe, maar vanmôre ons sy opstanding kan vier. 'n Groot dag in die belewenis van die Christendom. Die kruis, die bron van ons oorwinning, maar die opstanding is die manifestasie, die verwerkliking van ons oorwinning. En daarom 'n opgewonde dag wanneer ons by Sondag, Opstandingssondag wil stilstaan. Ek wil vanmôre, terwyl ons dan nou by Opstandingssondag is, 'n paar gedagtes met jou deel en so 'n bietjie kyk na hierdie Jesus wat gesterf, begrawe is en opgestaan het. Wie hy is en waarom dit belangrik is dat ons hierdie dag sal eer en hierdie dag as die uitvloeisel van praktiese Christendom sal sien. Kom ons maak die woord van die Here oop en ons gaan saam lees in Paulus se brief aan die Korintiërs, net 5 versies, hoofstuk 15, wat grootendeels handel oor die feit dat die opstanding die bron en die manifestering van oorwinning is, en dan aan die einde van hoofstuk 15 ook ons laat vorentoe kyk met die gedagte dat daar 'n dag sal wees dat as ons op hierdie aarde sou sterwe, daar 'n dag sou wees wanneer ons verganklike liggaam in 'n oomblik en in 'n oogwink met onverganklikheid en met ewigheid bekleed sal word. En ons sal opstaan by sy heerlike wonderlike wederkoms. Vir die kerk, vir die kinders van die Here, die wegraap. So ek nooi vir jou, kom ons maak dan die woord van die Here oop. Paulus gee 'n eenvoudige evangelie aanbieding in hoofstuk 15 as hy wegspring met die woorde: broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Die evangelie wat Paulus aanbied, sê hy is 'n evangelie om aangeneem te word, 'n evangelie om in te staan, en 'n evangelie waardeur die mens gered kan word. As jy aan dit vashou op die manier hoe dit verkondig is. So in ander woorde, die eerste 2 verse skep 'n baie belangrike voorvereiste vir die praktiese belewing van die evangelie.
Die evangelie is bloot die nuus, maar die belewenis daarvan is dat dit moet verkondig word, dit moet aangeneem word, daar moet 'n leefwyse verandering kom om daarin te staan en te leef, en dit gee jou 'n ware verhouding as jy vashou aan die manier hoe God dit dan aan Paulus en ook aan ons as die heidene kom bekend maak. En die evangelie draai rondom die sterwe, die begrafnis, die opstanding en die lewende tentoonstelling van homself aan die ander kant van die dood. En so is dit my en jou eerste verantwoordelikheid om hierdie evangelie so aan te neem, dat hy vir jou gekruisig is, in jou plek gesterf het, en vir jou oorwinning en nuwe lewe opgestaan het. Sodat jy saam met hom kan sterf, saam met hom begrawe kan word, en saam met hom in 'n nuwe lewe kan opstaan. En dat hierdie verskyn juis die sekerheid is, van dat dit wat gesê is, gebeur het. En God dan ons uitstuur met die eenvoud van die evangelie, om dit met mense te deel. Ek wil jou terugvat in Handelinge 15, Handelinge 1 verskoon, vers 15 af, waar Petrus in die bovertrek voor Pinksterdag, na die dood van Judas Iskariot, 'n 12de apostel kies, of wil laat kies, en 'n baie belangrike voorvereiste daar stel. Hy sê in Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van die persone wat daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken, en die lot van hierdie bediening verkry. So, 'n disipel of 'n apostel van Jesus moes 'n baie belangrike spesifieke persoon gewees het. En dan sê hy in vers 21 en kwalifiseer hy, sê van die manne wat dan saam met ons rondgegaan het, al die tyd waar die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons weggeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie wees, hoor nou, van sy opstanding. Dit sou niks beteken het. En ek wil dit met groot versigtigheid sê, en ek hoop u verstaan en u neem of u vat wat ek nou sê. Geen verkleining aan die kruisiging en die sterwe van die Here Jesus nie. Maar hy sou net soos Mohammed en al die ander gewees het, as hy 'n goeie lewe gelei het, selfs 'n marteldood gesterf het, en in die graf agtergebly het. Petrus roep die mense in die bovertrek tot hierdie gewaarwording en sê dat ons moet getuies wees van die opstanding van die Here Jesus. Omdat dit die manifestering is van
ons anders wees. Die opdrag wat aan die Joodse disippels en ook vir ons gegee is, was nog altyd dieselfde. Ons moet getuies wees van wat Jesus gedoen het. En dis die eenvoud van die evangelie. Die stryd vandag is om die verlosser en die verlossing af te water, of dit onder verdenking te bring, sodat die wêreld weggeneem kan word van die feit dat die evangelie van Jesus, waardeur jy gered word, as jy dit aanneem, as dit aan jou verkondig is, en jy dit as jou leefwyse aanvaar, afhang van die feit dat Jesus gekruisig, gesterwe, opgestaan het en verskyn het. En die stryd is dat die verlosser en die verlossing moet onder verdenking geplaas word. En dis die groot aanslag vandag. Wanneer hulle dit nie kan laat gebeur nie, is die aanslag dan om die saligheid goedkoop of algemeen te maak. Met gesindhede of met begrippe soos byvoorbeeld ons is almal maar kinders van die Here, en ons sal op 'n stadium maar net ons lewens verander, ons gereed te word en stelselmatig meer en meer soos hy te wees. Sonder dat ek sien dat dit 'n nood was. En die evangelie bring die nood, dat hy moes in my plek sterf. Sy bloed moes gestort geword het, sodat ek verlossing kan kry. Hy moes begrawe word deur letterlik te sterwe, omdat die loon van my sonde die dood is. En hy moes opstaan, en mense moes hom sien. Daarom kan die saligheid nie goedkoop wees nie. Want as dit goedkoop is, dat ek sommer net kan in die hemel inkom, is 'n aanklag en 'n klad en 'n klap in die gesig van die offer en die gruwheid van die manier hoe hy geslag moes word. Daar was niks moois aan hierdie man wat in my plek my sonde moes dra nie. Jesaja praat van hom, hy sê hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie. Hy het geen iets gehad dat hy vir ons aantreklik was nie. Maar hy terwille van ons oortreding is hy deurboor. En terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit kan nie goedkoop wees nie. Kom ons kyk dan vanmôre na wie Jesus is en waarom hy na die aarde gekom het en hoe hy homself in die skrif openbaar het. Die eerste 2 punte wil ek gebruik om sy ewige bestaan aan jou voor te hou. Dat hy by 'n paar geleenthede, maar ek wil 2 voorbeelde noem, homself in die Ou Testament in die sfeer van die mens kom plaas het. In die eerste plek dan as die leerowerste van die Here. En ek wil jou neem na
'n bekende gedeelte in Josua, waar Josua en die volk deur die Jordaan getrek het, en hulle gereed maak om Jerigo in te val. Dat Josua homself bevind terwyl hy gereed maak om hierdie eerste inname van hierdie beloofde land sy voet neer te sit, want daar's vir hom gesê dat daar waar jy jou voet neersit, dit gee ek aan jou. En God op 'n baie praktiese en op 'n unieke manier hierdie pad van oorwinning saam met Josua wil stap. Ek lees in hoofstuk 5 vers 13, terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in die hand. En Josua het na hom gegaan en vir hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here, ek het nou gekom. Die titel leerowerste van die Here is, as ons dogmaties of teologies 'n definisie aan dit wil gee, en jy hoef dit nie te onthou nie, word die teofaniese openbaring van Jesus Christus in die Ou Testament genoem, met die terme leerowerste van die Here en ook die begrip engel van die Here. Maar wat hier belangrik is dat alreeds in die Ou Testament, voordat hy gekom het, hy homself aan die volk Israel openbaar as die een wat die bron is van jou oorwinning. Jerigo ingeval kan word. Kom die Here Jesus in die persoon van die leerowerste van die Here. En hy sê, ek het nou gekom. Nou lees ons in vers 14, toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan u diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig, en Josua het so gedoen. En as jy verder lees, dan sal jy agterkom dat hierdie leerowerste vir Josua die gevegstaktiek vir Jerigo gee. Die manier van oorwinning. Die belofte was, daar waar jy jou voet neersit, gee ek aan jou. Maar die hoe jou voetsool daar kom, het afgehang van die leerowerste van die Here Jesus met sy ontblote swaard. Hy is die bron van jou oorwinning. Hy is die stuurkrag agter jou sukses. Hy wil die beloftes wat hy gemaak het aan jou kom verwesenlik. 'n tweede voorbeeld van hierdie teofaniese openbaring van Jesus in die Ou Testament, lees ons van die term engel van die Here. Nou ek wil baie vinnig dit aan jou verduidelik, sonder om veel tyd te vat en af te dwaal van dit waarmee ons eintlik besig is.
In Genesis 18 sal u lees dat 3 manne Abraham se tente tegemoet stap. En Abraham hulle roep op die hitte van die middag en vir hulle sê, kom hier in my tent en kom rus, dat ek vir julle kan kos maak. En een van hierdie word dan die engel van die Here genoem. En die 2 ander manne sou gewone engele wees. En jy moet nou baie duidelik en baie mooi Genesis 18 en 19 lees, om te verstaan en te sien wat gebeur. Want toe die 3 manne opstaan, nadat Genesis 18 die Here vir Abraham sê, dat Sarah en Abraham 'n jaar later 'n seun sou hê. En Sarah lag, omdat sy dink dis onmoontlik dat hulle op hulle ou dag 'n kind kan hê. 'n Gewone engel baie duidelik nie sou kon weet dat sy in die tent gelag het nie. En vers 13 sê, toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sarah sal 'n seun hê. En dan kom hierdie engel en hy sê vir die ander, gaan ons vir Abraham dit wegsteek wat ons gekom het om te kom doen. Hulle is op pad om Sodom en Gomorra te tref met vuur en swaal. In die tweede gedeelte van Genesis 18 sien ons dat hoe God, nadat die 2 manne van Abraham weg is en in Genesis 19 dan daar by Lot uitkom, by die stadspoorte van Sodom, dat God met hierdie engel van die Here 'n gesprek het en die met hom onderhandel om Sodom te spaar. Hy begin by, sou daar 50 regverdiges wees. En hulle gaan af totdat daar 5 is, en die engel, die Here Jesus sê vir Abraham, hy kan nie Sodom spaar, want daar is eintlik nie eers 5 regverdiges nie. En as jy die gedeelte lees, dan kom jy agter dat hierdie engel van die Here goddelike eienskappe gehad het. Want in 18 vers 22 lees ek, toe die manne daarvan weggedraai na Sodom, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Die 3 manne kom by Abraham aan, een bly agter, praat met Abraham soos God met Abraham praat, want as jy uit die konteks uit sien, dan word terme gebruik wat aan goddelike alwetendheid gekoppel is. En dan begin hoofstuk 19 vers 1, en die 2 engele het die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En hierdie 2 engele roep tot die God van die hemel in hoofstuk 19, en hulle bring die oordeel van God oor Sodom se goddeloosheid. So die Here Jesus openbaar homself as die een wat die bron is van jou oorwinning, maar ook die een is wat kom oordeel aan die einde. 'n Baie belangrike aspek van die openbaring van die Here Jesus in die Ou Testament. In Eksodus 23 sê die Here vir Moses, en hy praat van 'n engel, en ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar
om jou na die plek te bring wat ek vir jou gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstredig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom, hierdie engel van die Here. Maar as julle terdee na sy stem luister en alles doen wat ek julle sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Onthou jy Josua 5? Die engel van die Here sê, ek het gekom, ek is die leerrose van die Here, ek het gekom om nou julle gevegsplan te gee. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amoriete, die Hetiete, die Feresiete, die Kanaaniete, die Jewiete, die Jebusiete, en ek sal hulle vernietig. So reeds in die Ou Testament sien ons iets van die Here Jesus, wat sy ewigheid van voor die skepping, met die skepping en tot sy menswording aan ons kom bekend maak. Maar kom ons blaai nou na die Nuwe Testament toe en ons kyk na 'n paar titels van die Here Jesus in die Nuwe Testament. Ons sien in die eerste plek dan hy bekend staan as die lam van God. In Johannes 1 vers 29 lees ons dat Johannes die voorbereider was, in Lukas 1 en Matteus sal jy dit sien, dat Johannes die doper die voorbereider was om die Here Jesus bekend te maak, dit is waarom hy gedoop het, want hy sê, om hierdie rede het ek gedoop, om Jesus aan julle bekend te maak. En Johannes sien die Here Jesus en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En koppel hy Jesus voor sy kruisiging as die paaslam wat Israel van geweet het, wat hulle jaar na jaar gevier het. Die lam wat geslag moes word, die lam wat se bloed moes gevloei het, die lam wie se bloed aan die deurposte gesmeer is, die jaar oud rammetjie en die foutlose volmaakte lam. 5 kenmerke wat in Exodus 12 gegee word van hoe hierdie lam moet lyk en wie hy moes wees. En nou kom Johannes en hy wys na Jesus en hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar dis nie die lam van die Pasga nie. Dis die lam van God. Dis God se offer. En God offer homself. In 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7 kom Paulus en hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, en hy praat van die Pasga fees en die fees van die ongesuurde brode, sodat julle nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. En hy vat Jesus, die lam van God, wat kom sterf het, terug, en hy koppel hom aan die Joodse verwagting van die koning, die Messias, wat sal kom om koning oor die aarde te wees. Maar dit gaan verder as dit, dat hy ook genoem word die seun van die mens. Seun van die mens het 'n baie belangrike titel, eienskap van die Here Jesus.
Nie net die lam wat kom sterf nie, maar dat hy in die eerste plek, en ons gaan hierna na nog 'n seuntitel kyk, die seun van die mens is. Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wanneer die woord seun gebruik word, moet u dit nie koppel aan die definisie wat ons van die woord seun het, as 'n biologiese afstammeling van jou as vader. Wanneer die woord seun gebruik word, en ook hier seun van die mens, dan word dit gebruik in die konteks dat hy waarlik mens was, geassosieer met waarlik mens wees. En hierdie mens Jesus is mens omdat hy in die plek waar die sonde gepleeg is, sou moes kom lewe het en sterf. En hierdie mens, hierdie God wat waarlik mens geword het, word nou seun van die mens deur 'n absolute assosiasie met my as sondige mens. En hierdie volmaakte sondelose mens het kom soek en om te red die mens wat verlore is. En daarom in Markus ook, het hierdie mens wat absoluut volmaak is, maar waarlik mens is, het nie gekom om 'n koning te wees nie. Hy het gekom as 'n diensknegt en om sy lewe te gee as 'n losprys. Die begrip diensknegt in die Bybel of slaaf dan verstaan ons nie in ons westerse blanke kultuur nie. Want ons was nog nooit slawe nie. Maar om 'n slaaf te gewees het, was jy 'n mens, maar jy's van jou mensheid ontneem, dat jy nie eers die reg gehad het om 'n mens te wees nie, maar dat jy iets is wat ten behoewe van 'n ander daar gestel is. Jy het geen regte nie, jy het geen belange nie, jou waarde word nul, jou doel is uitsluitlik om vir die ander iets te kan wees. En nou kom hy en hy sê, hierdie God wat mens geword het nie gekom om koningskap op te eis nie, maar om sy lewe te gee om te dien. Belangrik ook as ons kyk na die volgende, as seun van God, dan gaan jy agterkom dat as ons nou die definisie deurtrek, dat seun van God nie gepraat het van dat hy die seun van God is nie. Ons moet onderskei tussen God die Seun, wat die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid is, en die begrip seun van God. Dis nie die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid waar die klem hier op lê. Die klem lê ook nie op Jesus as 'n biologiese uitvloeisel van God nie, dat hy die kind of die seun van God is nie, soos my seun, my fisiese seun, my seun is nie. Maar wanneer hy praat seun van die mens, dan sê hy die absolute selfde as die mens. Hy moes waarlik mens gewees het. En dieselfde hier. As seun van God is hy waarlik God. Dis nie biologies nie.
Dis hy is hy's God, absoluut dieselfde as. Want jy gaan sien, en as jy nou verder gaan lees, dan gaan jy agterkom, dat is juis waarom die Fariseërs Jesus later by Pilatus gehad om hom te dood veroordeel het, omdat hy gesê het, hy is die seun van God, want die hoëpriester sê in Matteus 26:65 vir die Jesus, sê nou vir ons, en hy sê, ek besweer jou dat jy moenie nou doekies opdraai nie, ek besweer jou, erken nou dat jy, as jy sê jy is seun van God, dat jy God is, sê dit. En Jesus sê, ek is die seun van God. En die hoëpriester skeur sy klere en hy sê, ons het nie 'n ander rede om vir iets anders te soek nie. Die ander getuies kan ons maar los, hy het self erken, en hy pleeg godslasterlik. En daarom moet hy sterf. Maar kyk wat sê die engel vir Maria, in Lukas 1:35. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word. Hierdie mens wat gebore word, seun van die mens, wat waarlik mens gaan wees, hy sal seun van God genoem word. Hy sal God wees, want hy is die Heilige, want hy is deur die Heilige Gees verwek. In Matteus 27 staan die hoofmaar oor 100 by die kruis en hy sien alles gebeur, en toe Jesus sterwe en die aardbewing sien en die ding wat gebeur, het hy bevrees geword en gesê, waarlik hy was God. Dis hoekom die skrifgeleerdes en die Fariseërs Jesus te dood laat veroordeel het. Omdat Jesus gesê het, hy is God. 'n ander geleentheid wil hulle hom in Johannes 8 met klippe gegooi het, omdat hy gesê het, voor Abraham was is ek. En dan in Romeine 1:4. Hy sê, nou die Gees van die heerlikheid met krag verklaar is, as die Seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here. Hy is deur die Heilige Gees met krag verklaar na sy opstanding as God, gelyk aan God en God self. Maar ons sien ook dat hy homself God noem en hy die ek is uitsprake gebruik. In Johannes 8 is juist die gedeelte wat ek nou vinnig genoem het. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hoor nou, en hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Waarom wil hulle hom gestenig het? Want hulle vra vir hom, hoe kan jy sê, al hierdie goed sê en al hierdie goed weet, ons vader Abraham is ons vader, en Jesus sê nog voordat Abraham was, is ek, en hy gebruik die ego eimi, ek is. En hulle onthou dat toe God vir Moses geroep het in Exodus 3, en die Moses vir die Here vra, hoe moet ek sê wie het my gestuur? Hy sê, maar as ek by die kinders van Israel kom, en hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ego eimi, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Wie het Moses gestuur? Ek is. En Jesus gebruik dieselfde term as wat God in die Ou Testament gebruik om vir Moses te sê dat God het gestuur en God
tree in julle omstandighede in en God kom julle omstandighede verander. Sê Jesus vir die Fariseërs, onthou julle wie het Moses gestuur? Dis ek. Voordat Abraham was, is ek. Ek was, ek is en ek sal altyd wees. Ek is hier om in julle omstandighede te kom inklim. Maar dan word hy ook die Christus genoem. In Matteus 16 vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Hulle sê, hy is dalk Johannes die Doper, ander sê hy is 'n profeet, ander sê hy is Elia. Hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hier kom die titel seun van God weer. U is die Messias, God self. En as jy nou verder lees, sal jy sien dat Jesus vir Petrus sê, dat jy het nie hierdie goed self uitgedink, my Vader in die hemel het hierdie goed aan jou bekend gemaak. In Deuteronomium 18, vers 15 en verder, word daar gepraat van hierdie Christus, hierdie gestuurde, en hy sê vir Moses, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. En net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, Moses sê, toe die Here vir my gesê, dis goed wat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit hulle midde van hulle broers soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Hier kom God en hy sê vir Moses, sê vir die volk, ek gaan vir julle die profeet, die Messias, die Christus stuur. Ek gaan my woorde vir hom gee. En hy gaan julle lei. Maar hy word ook net Jesus genoem. En die mooi van hierdie naam is, hy sê jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Jesus se naam het hierdie eretitel van die een wat sondes vergewe, maar die een wat sê, ek is God by julle. God kom woon op hierdie aarde tussen mense. En dis hierdie Jesus wat ek aanneem, en dis vir my die grootste hartseer dat mense hierdie naam as 'n skelwoord gebruik. Hierdie naam wil misbruik en wil ontken. Want dis die naam waardeur ek gered word. Dis hierdie naam wat hy aan my gee as hy sê ek is 'n kind van God. God wat met ons en in ons is. Jesaja 9:5 sê, want 'n kind is gebore, 'n seun is ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Dis hierdie naam wat ek en jy oor ons lippe moet noem, moet ons aanbid, wat ons moet eer. En my gebed is dat ons 'n nuwe liefde sal ontwikkel vir hierdie naam Jesus. Dis hy wat verlos. Dis hy wat in my hart deur die Heilige Gees kom woon.
maar hy word ook die koning van die koning en die Here van die Here genoem. 1 Timoteus 6 vers 14, dat jy die gebod onbevlek, onberisplik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en ewige Heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en in ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom die eer en ewige krag. Paulus sê vir Timoteus, jy moet vashou aan hierdie leefwys, aan hierdie evangelie, onbevlek, onberisplik, en dit moet jou liefde en jou passie bly totdat Jesus Christus verskyn. Die koning van die konings en die Here van die Here. Openbaring 19 vers 16 sê dieselfde, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is hier die koning wat elke ander koning oorheers. Hy is die Here wat elke ander Heer oortref. Jy kan jou aan hom verbind. Daar is niks groter en heerliker as hierdie koning en hierdie Here. Maar hy is ook die man aan die middelste kruis. Hy is die senter van ons verlossing. Hy sê, nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Hulle het gaan sit en hom daar bewaak, en bokant sy hoof het sy beskuldiging is in skrif opgestel, dit is Jesus die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerhand, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae ophou, red u self. En dit is vir my die mooiste van hierdie verhaal is die feit dat Jesus van die kruis kon afklim. Hy kon van die kruis afklim om vir hulle vir eens en vir altyd te bewys. Wat is dit waarvoor hy gekom het? Het hy gekom om homself te bewys? Of het hy gekom om in jou plek te sterwe, begrawe te word en op te staan? En hierdie 2 rowers sien dieselfde Jesus, maar hulle beleef hom verskillend. Die een sê, red jouself sodat ek kan aangaan met my lewe. Red my, ek wil aangaan met my lewe. Die ander een sê, red my, want jy is my verlosser. Ek wil nie van die kruis afkom, want ek sê ek verdien my loon, ek moet sterf vir my sonde. Maar red my. Bly in die kruis. Red my. Sodat ek kan ingaan vir wat u vir my berei het. Die ander rower, haal my af. Wys jouself, haal my af, dat ek kan aangaan met my lewe. Ek sluit af. Hy is die Alfa en die Omega. Openbaring 1 vers 18 sê Jesus self, Johannes sien hierdie wonderlike beeld van die Here Jesus, sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Dis die eerste keer
wat hy jou lewe kom verander het, wat jou lewe begin sin maak. En hy sal die laaste een wees, wat jou lewe sal behou. Hy moet die eerste wees, en hy moet die laaste wees. Hy moet die begin en die einde. U weet dat Alfa en Omega die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet is. En Jesus sê, ek is jou woordeskat. Ek is al wat jy moet aanroep. Ek is al wat jy nodig het. Ek is jou oplossing. Ek vat saam. As ons na Filippense 2 vers 5 tot 9 kyk, dan sien ons dat Jesus se gesindheid was om die mens te red. Hy het gekom om te soek en te red. Hy klou nie aan sy godheid vas en sê, Vader, ek weier, ek sal as God gaan, maar ek wil nie soos die mens word nie. Hy klou nie aan sy godheid vas soos 'n roofdier aan sy prooi vasklou nie. Omdat hy dit nie wil weggee nie. Hy gee sy godheid prys en hy word waarlik mens. Die seun van God word die seun van die mens. Waarlik God word waarlik mens. Hy word die mens om binne die omstandighede van die sondige mens te lewe en in jou plek te sterf. Hy word laer gestel as die vuilste sondaar en hy klim onder die vuilste, diep verlorende sondaar in om jou te kan red en jou op te tel, soos Dawid sê, uit die poel van vernietiging. Hy sterf as 'n vervloekte om jou en my vloek weg te neem. Hy sterf as sondaar dat jy regverdig kan word. Hy wat geen sonde geken het nie, word sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus, wie hy is en waarom hy gekom het, is die bron en die manifestering van opstandingssondag. En ek bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën. Amen.